wil vanoggend net so een vraag vra, wie het 'n verskil gevoel van die woorde nie op die bord is vanoggend nie? Dit is 'n heel ander vorm van aanbidding. Daar's nie iets wat ek nou moet na opkyk nie. Wat ek moet doen is, ek moet nou my hart ingaan. Al ken ons ook nie die woorde, laat ons dit saam met hulle sing nie, maar ek kon my eie woorde gebruik het vanoggend. Om tot die Here te spreek, dit wat ek wil nog altyd vir hom gesê het. Dit wat ek vir hom kon gesê het, wat ons nie op kan fokus as die woorde daar is nie. Ons het nou nie iemand gehad vir multimedia vanoggend toe ek en Troandi nou in die week praat, hoe vra sy nou moet ons 'n blaadjie print met die woorde op of wat? Hoe gaan ons maak? Toe sê ek van nee, ek dink ons moet vanoggend 'n bietjie dit oorgee, dat ons aanbid uit dit uit. Laat ons uit ons eie harte uit vanoggend net vir die Here dit wil sing wat ons nog altyd vir hom wou gesê het. Dat ons net bietjie in ons innerlike loop soek en dit oordra na hom in aanbidding. Ek wil vanoggend, jy moet die ou langs jou kyk en jy moet vir hom vra vandag, hoeveel stemme praat met jou? Hoeveel stemme? Ek is altyd dit vra, as jy bang die ou langs jou, jy vra nou of hom is hy besete dat hy stemme hoor. Maar in ons daaglikse lewe is daar soveel stemme wat inspraak maak op ons lewe. Sosiale media, as 'n voorbeeld, as ons eenslag so jeugding gehou en ek vra vir die kinders, sê vir hulle moet bid, hulle 'n Bybel lees. En 'n algemene tema wat ek gehoor het was, ons is besig. Ons het nie tyd nie. Sê ek vir hulle, okay, nou as julle nie tyd het nie, kom ons doen vanoggend 'n eksperiment. Ek sê vir hulle, haal uit julle fone. Kom ons kyk bietjie screen time. Daai een kind het 14 ure op TikTok 'n dag. Dus sê ek vir hulle, as jy soveel tyd op TikTok, as jy daai tyd in jou Bybel moet spandeer, jy geweet, jy sou gloei soos Moses toe hy van die berg af gekom het, van die teenwoordigheid. En nie net daai nie, ons het soveel goed, mense wat negatiewe inspraak maak op ons lewens, iemand wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Want ek kan 'n voorbeeld van dit ook gee, ek was nou die dag daar in die winkel gewees, en die kind loop daar, en die pa roep hom so, hy glipsie, kom hierso. Glipsie. Hoe kan jy dit vir 'n kind sê? Wat se impak het dit op daai kind se hart? Jy kan dalk nou dink, dis snaaks, maar daai kind kry 'n gevoel van verwerping, want sy word nou groot met die idee van ek is 'n ongeluk. En selfs baie meer, hoeveel goed word dat by die werk, stres wat inkom in ons lewens. 'n Gejaag van hardloop, van een plek na die ander plek, ons het die vergadering, ek het daai ding wat ek nog moet doen. Baie as jy by die huis kom, het jy nog daar goed om te doen. Daar's soveel stemme in ons lewens wat 'n inspraak maak op dit. En wat 'n impak het op ons lewens. 'n Positiewe of 'n negatiewe impak. Maar ek wil vanoggend bietjie praat oor, hoe hoor ek God se stem? Hoe kry ek al hierdie 1000 stille stemme stil, en ek fokus op die een stem wat belangrik is. So ek wil vanoggend hê ons moet kyk na 8 maniere waarop ek God se stem hoor. Nou die eerste een is deur sy woord, en dis seker een van die belangrikste maniere. Want daar is so baie mense wat sê die woord, ek glo ook vas, die woord is hoe ons Vader leer ken. Dis 'n liefdesbrief wat hy aan my en jou gegee het. Dis waar hy sy hart aan ons openbaar, sy karakter aan ons openbaar. Is dit nie waar nie? Wie stem saam met my? As ek nou vanoggend van die jong mensie vra, hoe ken jy jou ouers uit? As hulle sê maar in 'n winkel is, soos my pa, ek kan enige raak wees, as ek sy stem hoor, weet ek, dis my pa wat daai kant is. En dis hoe ons Vader leer ken, is deur sy woord. In Psalm 119 vers 105 sê vir ons, u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Wanneer ons die skrif lees, leer God ons, hy waarsku ons en hy troos ons en hy rig ons op. Deur sy Heilige Gees kom en hy maak hy woord lewendig in my hart. Voordat ons tot bekering gekom het, het jy Bybel oopgemaak, jy het gekyk, maar dit was woorde op papier. Dit het nie veel betekenis gehad nie. Maar die oomblik toe die Heilige Gees in my ingekom het, het sy woord lewendig geraak in my hart. Ewe skielik maak altyd vir my sin. Goed waaroor ek altyd geworry het, of gestres het, of oor nagedink het, kom ewe skielik en hier kry ek hierdie antwoorde in my binneste. So, dis een van die maniere hoe hy met ons praat, deur sy woord. Die tweede een is deur sy Heilige Gees. Die Heilige Gees lei ons op 'n innerlike wyse. Hy bring oortuiging van sonde, hy gee vrede, waarskuwing en hy herinner ons aan God se woord. Wie hierso het al baie keer gevoel, ons onthou nie skrif of jy lees Bybel, maar dit is so asof die skrif nie, of jy dit nie kan memoriseer nie. En dan die oomblik as jy moet iemand gaan staan en praat, en dan kom hy skrif so in jou hart op. Die Bybel sê vir ons dat die woord word in ons harte geskryf. So die Heilige Gees kom en hy praat met ons op 'n innerlike wyse.
Ons kan sien in Johannes 16 vers 13. Ek wil julle amper aanmoedig om die hele Johannes 16 te lees, want dit wys daai hele deel. Maar ek wil vanoggend net 16 vers 13 lees wat sê: maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dis hoe ek praat met ons. Kom bring hy skrif en maak dit lewend in ons hart. Hy sê om onthou die belofte. Jy is nie alleen nie, want die Here het beloof, hy is my herder. Hy kom en hy maak hy beloftes lewend in ons hart. Hy praat op 'n innerlike wyse. Die derde manier is deur prediking of lering. Hy gebruik leraars of gewone mense om ander gelowiges, medegelowiges om in te kom. As ons lees in Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit gehoor en die gehoor deur die woord van God. So baie keer vergeet ons daai beloftes, maar dan vat dit iemand om ons net weer te kom herinner. Stuur die Here iemand. Onthou, die Here het jou lief want hy sê dit vir ons. Jy is nie alleen nie want hy is met jou. Dis hoekom dit ook belangrik is vir ons om lering te ontvang. Want daaruit deel die Heilige Gees dan ook ons geeste met mekaar. En uit gehoor leer hy ons van sy. Okay. Die volgende ene is nommer 4 is deur omstandighede. Maar verskoon, soos Lukas gesê het, ons is vanoggend bietjie min, so ons het nou al rondgehardloop, is nou al sweet en die mond is droog. Deur nommer 4 is deur omstandighede. Ons kan die God kan deure vir ons oopmaak of hy kan dit toemaak. Ons sien in Handelinge hoe Paulus soms verhinder was om op sekere plekke te gaan bedien. Ek dink baie keer as ek so lees, dan voel dit amper vir my dat Paulus was baie amper 'n overthinker gewees. Want hy was op 'n plek, was hy op pad gewees om te gaan bedien. Toe begin worry hy so oor sy broer Timoteus, laat hy daarvan af weggaan, hy loop soek vir Timoteus. Het vat hom amper 3 maande om daar te kom, en ek kom net maar weer terug, toe hy nou sien Timoteus is alright, toe gaan hy terug en toe loop bedien hy. So ek dink daar is baie ouens met ADHD wat ook hy selfde ding het, dwaal so 'n bietjie, nog hier besig met 'n ding, en dan gaan jy eers hierso. Maar 'n groot ding, kom ons by die 1000 stemme is, toe kom ek sê die omstandighede ook, want 'n groot deel van hoe die 1000 stemme inkom is deur ons denke. Want hulle het 'n navorsing gedoen, die Queen's Universiteit in Kanada het navorsing gedoen, hulle het gesien dat ons het gemiddeld van 6000 gedagtes, 6000 plus gedagtes wat 'n dag deur ons koppe gaan. 6000 plus, nou dis baie. So as ons kan leer om ons gedagtes ook stil te kry, daai omstandighede bietjie minder te maak. Want 'n groot deel van die omstandighede wat ons skep ons so vir onsself om ons te verhinder om sekere goed te doen. Omstandighede alleen is nie altyd genoeg om God se wil te bepaal nie, maar God kan dit gebruik. Hy gebruik omstandighede om ons te lei in 'n rigting. Om vir ons te sê. Nommer 5 is deur drome en visioene. In die Bybel het God baie keer uit drome en visioene gepraat, en ek glo vas dat hy doen dit vandag nog. Wie stem saam met my dat God vandag nog deur drome praat? Dit is gelooflik, want ek persoonlik self is, my tyd is gewoonlik so tussen 2 uur en 3 uur, dan word ek net wakker gemaak. Dan weet ek die Here wil iets met my deel. En nog sover elke boodskap wat ek nog gekry het, was daai tyd van die aand, maak Here my wakker, en deel die wysheid met my, of hy deel die kennis met my. Of ek droom iets, en ek vra hom, Here, nou wat beteken die droom? En uit dit vloei dit. Ons kan sien in die Bybel waar die Here met mense gepraat het in visioene. Josef was een van hulle, Daniel, Nuwe Testament, Petrus, Josef, die man van Maria. Die Here het by elkeen van daai het hulle deur drome en profesie, visioene, het God met hulle gepraat, en hy doen dit vandag nog. Want hy sê, hy was die God van gister, vandag en môre, is altyd dieselfde. Nou ons is so lief daarvoor om baie keer te sê, nee, die goed het net daai tyd gebeur, dit kan nie vandag meer gebeur nie. Daai goed gebeur nog steeds. 'n God wat sê hy kan nie verander word nie, hoekom wil ons gaan en ons wil hom verander?
Ons wil 'n prentjie bou wat my pas of wat jou pas. So skep ons eintlik maar 'n heel ander God as wat hy gesê het wie hy is. Nommer 6 is deur die skepping. Ek moet sê dis ook vir my een van die mooiste maniere. Ek self ook, dis my altyd so lekker in die natuur hoe die Here moet ons praat deur die natuur. Soos ek weet nie wie het almal maandag se motivering gekyk het, soos die een aan Saterdag aankom, hy skaaphond vir my net lê by my voete. Heel rustig. Hy het nie 'n worry in die wêreld nie. Hy wil net hê ek moet sy maag vryf. Toe kom dit net so my hart op, maar hoekom is ons as gelowiges nie ook soos daai hond en kom lê net by die Vader se voete nie? Ons wil altyd by sy voete kom, maar dan wil ek kom met 'n verwagting. Ek wil my sê en dan het ons nog klaar gepraat vir die dag. Ek wil vra wat ek wil vra en dan het ons nog genoeg gepraat. Hoekom kan ons nie ook net gaan lê by sy voete en net wag vir hom en net luister? Net wag op hom nie. Ons as mense is baie, ek kan amper sê, hastig. Ons kan nie wag vir 'n antwoord nie. Ons wil dit nou hê. Maar eintlik moet ons ook net daai selfde liefde hê wat daai hond het. Net sê, ek weet jy is daar, ek kom lê by my voete. Ek weet jy gaan my maag vryf. Ek weet jy sal maar vir my aandag gee. En dis hoe ek voel ons moet wees. En elkeen van ons het seker al na sonsondergang gekyk en gesien. Here, dis net u handewerk wat so mooi kan wees. En elkeen van ons het 'n storie. As ek nou vanoggend vir jou moet vra wat het jy al in die natuur gesien wat jou laat dink het aan die Here, dan sal elkeen 'n storie hê wat hulle al gesien het. So die Here praat met ons deur die natuur. Dit kan ons sien in Psalm 119 vanaf vers 2 en 3. Sê vir ons, die hemel vertel die eer van God en die uitspansels verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Dit is so mooi nie. Hy sê dat die natuur spreek van sy grootheid, vertel van die eer van God. Dis hoekom dit ook altyd vir my so lekker is, net om baie keer net buite te sit, kyk, sien 'n mens net weer iets nuut wat die Here vir ons wil sê. En hy praat vandag nog deur sy skepping. Nommer 7, deur vrede en onrus in ons gees. Kolossense 3 vers 15 sê vir ons, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Praat van, ons almal het al gaan bid oor 'n saak, en dan kry jy net daai diep innerlike vrede. So as ons daai onrus het, dan weet ons, dit is heel moontlik nie iets van God af nie. Ons herken sy stem deur vrede wat dit bring. En sy teenwoordigheid bring vrede, dit sal nooit vrees bring. En dan die laaste enetjie, deur gawes van die Gees. Ons kan wil julle aanmoedig om 1 Korintiërs 12 te lees met al daai. Maar jy gebruik goddelike gawes soos profesie, woord van kennis, woord van wysheid, onderskeiding van geeste. Maar alles moet in liefde wees, ordelik wees en volgens die woord van God getoets word. So dis hoe ons weet, as God met ons praat, dit moet altyd aan sy woord kan getoets word. Hy gaan nie iets sê wat nie in die Bybel is nie. Want selfs ons kan kyk na die vergelyking toe Jesus ook versoek was in die woestyn, in die wildernis. Het Jesus nooit een keer iets gesê wat nie, hy het die duiwel aangespreek met skrif. Hom gesê, maar so staan daar geskrywe. En dis hoe ons ook alles gaan toets wat vir ons gesê word. As ek 'n profesie van iemand af kry, of as ek 'n woord van kennis, van wysheid kry, of enige van daai goed kry, dan sal ek dit altyd kan gaan meet aan die woord van die Here. Nou kom die belangrikste deel vir ons, en dit is hoe toets ek dit, of dit God se stem is. As dit God se stem is, moet dit ooreenstem met die Bybel. Dit moet Jesus verheerlik. Dit moet verheerliking bring tot hom. En dit moet goeie vrug dra. Die woord sê vir ons, want aan sy vrugte sal dit geken word. So dit moet goeie vrug dra. God sal nooit iets sê wat die woord weerspreek nie. So dis hoe ons dit meet, dit wat vir my gesê word, of dit van die Here afkom. Maar nou kom die belangrike deel, hoe bou ek vir myself 'n filter teen al die goeders? Want ek moet die 1000 stemme kan uitfiltreer, sodat ek kan fokus op God se stem. As ek hom hoor, hoe weet ek dis hy? Dis nie net nog iets wat my jaag, of nog iets wat my druk nie. Maar hoe weet ek, dis die Here?
En almal wat my ken sal weet, ek gaan nou seker my gunsteling vers van alle tye met julle deel. Ek wil almal moet vir my blaai na 1 Tessalonisense 5 vers 17 as jy 'n Bybel het. Dis 'n baie kort versie. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Ek het nou amper die wit met Bybels geblaai, dis eintlik baie moeite vir daai paar woordjies. Dit sê vir ons net bid sonder ophou. Maar ek wil hê julle moet vanoggend saam met my sê bid sonder ophou. Want wat gebeur in 'n plek van aanbidding? Ek kom in 'n plek van teenwoordigheid. Nou, dis vir ons maklik om net te sê, okay Here, ek het my uur in die oggend, of dalk my uur in die aand, of my uur in die middag. Maar hy sê nie net bid vir 'n uur, hy sê bid sonder ophou. So as ek vanoggend my oë oopmaak, die eerste ding wat ek moet begin doen is bid. As my oë toemaak vanaand, die laaste ding wat ek moet doen is bid. En as jy kan, bid sommer in jou slaap ook. Want wat dit doen is, soos ek net gesê het, daar gaan 6000 plus gedagtes 'n dag in my kop. Al die goed wat ek nog moet doen, al my drome wat ek het vir die toekoms, al die goed wat ek nog wens, en ons laai eintlik so baie goed op onsself, wat op 'n dag deur ons maal, en dan kom die Here en hy sê, maar bid sonder ophou. En nou is my vraag, as ek begin bid, en al die goed wat ek dink, en goed wat ek nog droom, en ek maak dit 'n gebed, is dit nie 'n goeie filtreerstelsel nie. Want dan gaan ek nie meer dit wil bid, of dit wat ek dink wil vir die Here sê nie. So dit gaan outomaties al daai gedagtes begin, negatiewe goed. So dalk 'n ou is wat bietjie sukkel met die vloek, gaan dit uitwerk. Al daai negatiewe gedagtes, al daai goed wat nie van die Here af is, gaan dit begin uitsyfer. Want ek sal nie dit vir die Here wil sê, wat ons baie keer dink nie. Maar as ek lewe in daai plek van aanbidding, my hele verstand is net bid. Later gaan dit so raak dat daai goed hulle self gaan uitwerk. As ek in 'n konstante plek van aanbidding. So ek kan nou vanoggend vra, wie gaan dit die week probeer? Daai bid sonder ophou. Want ek gaan nou 'n bietjie deel. Ek self was 'n vreeslike oordinker, overthinker. Die geringste dingetjie, vat dit my 3 dae, dink ek oor dit. Ek bou eintlik 'n hele boksie, ek wil alles weet rondom die ding. En ek het eendag die vers gelees, en ek het gesê, Here, hoe nou? Want ek vat, as ek nou soos vanoggend 'n boodskap, dan sou ek nou huis toe gaan het, en ek sou die hele ding geoordink het. Het ek nou die goed gesê wat ek wou? Het ek dit gedoen wat die Here wou? En het ek baie keer so ver gegaan, dat ek tot my roeping getwyfel het. Het die Here my nou regtig geroep? Want dit het dan nou nie heeltemal gegaan soos wat ek nou vooraf gedink het en gesien het nie. En dis verkeerd, want dit is hoe die vyand ons probeer weghou van dit wat die Here vir ons in plan het. En ek het gegaan en ek het daai vers gelees en ek het dit begin doen. As ek iets dink, sê ek, Here, sal die nou. En dat soveel, ek wil amper sê, my verstand het rustiger geraak. Ek bid nou amper voordat ek praat. Dis nou nie meer anders daarom nie. En dan begin 'n ou daai opgewondenheid in ons harte. En dit is ook hoe ons daai beeld van Christus dan begin oordra. Want as ek lewe in 'n plek van aanbidding, dan vergroei ek in dit wat hy vir ons gesê het. Dan sal ek nie wegdwaal nie. Ek sal vashou aan die beloftes wat hy my gegee het. Ek gee plek vir die Here om deur my te praat en ander mense. Ek het Vrydag aan met die jong volwassenes gepraat oor die reddende genade van God wat ons van lees in Titus 2 vers 11 tot 15. Julle is ook welkom dit te gaan lees. En wat dit beteken as ek daai genade ontvang het. Kyk, dit is vir ons maklik om te gaan en te sê, Here, hier is ek gee my lewe in. En dan die oomblik as dit verby is, dan beweeg ons aan. Ek deel nooit weer met iemand nie, maar dan gesê die Here gee vir ons die genade, reddende genade gee ek aan julle. So dit beteken hy het ons kom vrymaak. Daarom kan ek nou bid sonder ophou. Maar dit beteken ook ek moet dit nou nie meer vir myself hou nie. Ek moet gaan en ek moet dit deel met iemand anders. Want ware genade beteken dat ek niks meer vir myself wil hou nie. Ek sal nie die goedheid van God wat ek ontvang het meer vir myself wil hou nie. Daar sal vir jou niks hartseerder wees of hartverskeurender wees
as om verby iemand te loop wat nie die Here ken nie, en nie by hulle te wil stop nie, en nie met hulle te wil deel nie, en sê, Here, weet jy wat mis jy uit nie, om eendag hemel toe te kan gaan, en as ons daar voorkom, en die Here kan vir jou sê, wel gedaan, my goeie diensknegt, want ons het gelewe uit die plek van aanbidding uit. Ek kon die stemme stil kry, fokus op hom. So ek wil elkeen uitdag die week, probeer die 1000 stemme stil kry. Ons neem beheer oor hulle, nie hulle oor ons nie. Die Here het vir ons 'n plek gegee van autoriteit, om op te staan teen die dinge. En ons moet regtig nie val vir die leuns van die vyand, om ons verstand so besig te hou, dat ons op hom kan fokus nie. Om ons fokus te steel nie. Want dit is hoe elkeen van ons wegtrek van dit wat belangrik is. So, ek gaan nou, afsit ek het nou kort gehou, want ek wil nog iets doen saam met die. Hulle sê mos, as jy sê is afsluiting, beteken jy is eintlik net klaar met jou inleiding. Maar ek gaan dit dan nou vanoggend bedoel, en sê ek gaan nou afsluit. Wat ek wil hê is, ek wil hê almal moet saam met my opstaan gou vir 'n oomblik. En ek wil vanoggend vra dat ons nou nie moet skaam wees nie. Dit is nie skande nie. Ek wil vra wie hier vanoggend voel dat die stemme oorweldig hulle. Daai 1000 stemme oorweldig hulle vanoggend. Voel hulle kry dit nie stil nie, of hulle weet nie wat om te doen nie. So, ek al een vanoggend. Baie keer voel hy stemme oorweldig ons. En as jy dit die vanoggend dalk wil wys nie, maar wil ek net hê, ons moet almal saam bid. Vir onsself en vir mekaar, en ons moet bid teen die stemme. Dat die stemme sal stil raak, sodat ek in 'n plek sal kom van autoriteit, waar ek teen dit sal opstaan. En ek sal dit begin spreek wat die Here van my wil hê. Dat ek sal begin daai toepassing lewer, daai genade sal begin uitdeel. Dat ek sal bid sonder ophou. Dat ek sal lewe uit 'n plek van oorwinning en 'n plek van teenwoordigheid. Want sy teenwoordigheid is dit wat oorwinning gebring het. Dat ek nie meer sal terugstaan vir dinge nie, want ek weet dat hy het oorwinning gebring. Dat ek nie meer sal bevrees wees nie. Want ons veg nie vir oorwinning, ons veg van 'n plek van oorwinning. En dat ons sal staan vir dit en sal sê, maar dit sal insink by my en sê, Here, I've got this. Ek is nie meer bang, Here. Want ek weet, jy het 2000 jaar terug klaar oorwinning gehad. Maak nie saak wat die vyand vandag vir my sê nie. Maak nie saak hoe die vyand my dalk mag vanoggend besig hou deur myself, omdat ek nie kan tyd spandeer by u nie. Maak nie saak hoe die wêreld my rondjaag nie, maar ek gaan vanoggend hier staan, Here. Ek vat my plek van autoriteit en ek lê weer my tyd oor aan u. En as daar iemand is wat vanoggend voel, hulle is reg met dit, hulle hoef nie dit nie, dan is jy welkom om te sit, maar jy moet net bly staan en dan net saam met my bid. Sê Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre en ons kom lê weer ons lewens opnuut voor U, Here. Ons erken dat daai 1000 stemme mag dalk my weggehou het van U af, Here. Mag dalk tyd gesteel het wat ek saam met U kon spandeer het, Here, maar ek sê vanoggend nie verder nie, Here. Vanoggend wil ek weer tyd aan U toewy, Here. Ek wil daai stemme stil maak sodat U die ding is wat die hardste praat in my lewe, Here. Dat ek sal bewus wees van U teenwoordigheid, dat ek sal bewus wees van U Gees wat praat met my, Here. Sodat dit my ook sal lei dat ek ander mense kan bereik daardeur, Here. Dat ek nie die goedheid wat U my gegee het vir myself sal hou nie, maar dat ek dit sal uitdeel. Here, ons kom vanmôre en ons sê vir U dankie. Here, dankie dat ons weet dat U het reeds vir ons oorwinning behaal, Here, dat ons nie hoef te veg vir oorwinning nie, maar dat ons veg uit 'n plek van oorwinning. Here, ons kom en ons sê vir U dankie. Here, dankie vir die Heilige Gees wat U aan ons gegee het, sodat ons daai oorwinning kan wys aan ander, Here, sodat ons kan gelei word in die regte rigting. Here, ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid vanmôre, Here. Here, ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid in ons harte. Here, laat U woord in ons harte geskryf is, sodat ons dit kan deel, Here. Sodat dit nie vir my is nie, maar vir ander ook, Here. Here, ons dankie vanmôre daarvoor in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Amen. Julle kan maar weer hulle plekke inneem.
nou nie vanoggend 'n lang boodskap nie, want ek dink hierdie week, ons almal was bietjie lank en ek dink ons het die week so baie ontvang, dat ek voel dit was nou nie vanoggend nodig vir 'n vreeslike lang ding nie, maar dit moet ons harte raak. En ons moet begin besef dat daai stemme daar is, plek vir dit, maar dit moenie ons hele lewe raak nie. Ons is so geneig om ons lewens rondom die stemme te bou en nie 'n lewe te bou vanuit 'n stem. Dat die stem in die innerlike sal wees en ek nie sal fokus op die wêreld se invloed nie. Nie sal fokus op die invloed van iemand anders nie. Iemand wat dalk vir my gesê het ek is nie goed genoeg nie. So wat? My Vader in die hemel het gesê ek is genoeg. Want hy ken my nog voor die grondlegging van hierdie aarde, dat hy geweet wie ek is. 2000 jaar terug in Johannes 17 kan ons lees dat hy het vir ons gebid. Want hy sê daai bid vir die disippels, ek bid vir julle en ook vir die wat sal glo deur julle woord. Hoe wonderlik is dit om nie te weet dat die Vader het vir jou gebid nie. En in Hebreërs 7 sê hy vir ons dat die Vader tree nog steeds vir ons in elke dag. So ek het nie nodig om na daai stemme te luister nie. Ek hoef nie alleen te voel nie, want ek weet hy is met my. Hy sê dit vir my. Ek hoef nie aandag te gee aan al hierdie 1000 goed nie. Want die grootste stem vandag is sosiale media. Ons is so besig om na ander mense se lewens te kyk dat ek my eie lewe mis. Daar's ons party ouens, jy volg hulle storie. Jy is so besig om te scroll. Jy scroll eintlik jou eie lewe verby. Weet julle hoeveel stigting kon julle gekry het in daai tyd? Hoeveel mense kon ons nie bereik het in daai tyd nie? Daai stemme is besig om ons lewens oor te neem en ons gee dit die reg om dit te doen. So dis tyd dat ons weer daai reg wegvat van dit af. Ek sê nou nie julle moet die fone weggooi en nie luister na ander goed nie, dis glad nie wat ons sê nie. Daar is 'n plek vir dit. Maar wat ek sê is ons moet probeer om daai stemme stil genoeg te kry sodat ek nie meer fokus op daai stemme nie, maar dat ek sal fokus op die God se stem, die belangrike stem. Kans gee. Dit is so gelyk. Okay. Goeiemôre almal. Dit is so 'n voorreg om vanmôre terug te kan wees en te kan sê die Here is 'n God wat antwoord. Ek was nou in Bloemfontein in die hospitaal gewees en ons het nou donderdag gekom terugry. En daar's baie stemme wat praat in 'n ou se ore van dinge wat negatief is, wat jy wil platdruk en sê, jong, die dinge is nou vir jou te veel. Nou ek het gelê in die hospitaal toe kom en toe sê hulle maar, hulle wil gou, die hart is nou nie te lekker nie, hulle wil gou die hart luister, so vat. Dan luister na elke vertrekkie van die, het my so 4 kamers, dan luister hulle. En ek luister, die een klink soos 'n sweepslag, en so klink elkeen, ek sê, nee, maar lyk mooi. Hier kom weer 'n ander kamer, hy sê, die een klinkie mooi nie. Gou op die EKG gaan lê, sit die plakkers op en luister mooi. Ek vra van hom, wat gaan nou aan? Hy sê, man, hy klink nie lekker. Ek sê, maar wat's fout? Hy sê, man, die hartaanval het nou die spier seer gemaak. So nou klink hy nie so lekker nie. Nou, toe laat dit my bietjie dink. Baie keer smaak dit of 'n ou kan voel, die Here sit ook 'n EKG masjien op jou hart. En die EKG lyk nie so mooi nie. En sê, Here, die hartseer wat daar is, maak dat hy nie lekker klop nie. Hierdie pyn van die verlede, dinge wat gebeur het, hy maak dat hy nie lekker klop nie. Hy klink nie so mooi nie. Maar weet jy, as die Here sy hand op hom gaan lê, en hy gee jou die vrede, en hy gee jou die kalmte, dat al die stemme verdwyn, en jy ervaar die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Ek het die dokter gevra, 'n vorige keer, sê, dokter, sê nou vir my, wat kan ek eet? Want ek hoor dan nou is cholesterol, hierdie are is nou nie lekker nie. Hy sê, die hoofare van jou is mooi,
maar die ander are is siek. Dokter, ek weet nie wat beteken as jou are siek is nie. Maar ek weet die Here is 'n groot geneesheer. In elk geval, hy kom en hy sê, ja, die are is nou siek en so aan. Maar ek vra, wat kan ek eet, dokter? Hy sê, man, daar is ondersoeke gedoen, jy kan van voeltjiesaad af alles eet. Ek sê, wraggies dokter, dit klink goed. Hy sê, jou probleem is nie die kos wat jy eet nie, dis jou jeans. Ek sê, wragtig dokter, ek gaan koop my paar nuwe jeans. Hy het nou nie gedink is snaaks nie. Hy het nie gedink is snaaks nie. Maar die Here is getrou. En die Here is die een wat vir ons optel en vir ons versterk. En ek wil sê vir Chris baie dankie vir die diens. Want elkeen van ons loop met stemme in elke dag rond. En baie van die stemme is om ons negatief te maak, baie van hulle is om ons af te breek, baie van hulle is om vir ons te maak het voel, ons is moedeloos, ons sien nie kans vir die dag van môre nie. Maar wanneer ons instel na die woord van die Here en sê, hy sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat. Hy sê, moenie so angstig rondkyk nie, want hy is die een wat vir ons sal versterk. Hy is die een wat vir ons sal ondersteun. Hy is die een wat vir ons sal help. Nou wie anders is daar vir wie ons kan vra om ons te help en te ondersteun as die Here? As hy sê vanmôre, ek gaan met jou wees. In hierdie dag wat jy so van bekommerd is, hierdie week wat jy so oor bekommerd, ek gaan met jou wees. Waarom moet daar vrees wees? Ek sê, die lewe is Christus. Sterwe is wins. Jesus het die dood en die graf oorwin. So daar's vrede in ons harte. Maak nie saak wat kom en wat kan gebeur nie. Ons weet in wie ons glo. En hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. So ek wil net sê vir Chris, baie dankie. En vir u as gemeente, baie dankie vir al die gebede. Want as dit nie vir hy gebede is nie, dit draai jou, dis die gebede wat jou deurdra. Dis die gebede wat die stemme in jou binneste kom stil maak. Maar daar is krag in gebed. So ek wil net vir u as gemeente sê, baie dankie. Baie dankie, pastoor. En ons is net so dankbaar saam met pastoor hulle vir die amper sê die goeie nuus. Want ons het regtig almal ingetree vir julle en julle in ons gebede gehou en ons gedagtes gehou. So ons is regtig dankbaar dat alles goed lyk en dat pastoor hulle weer terug is. Ek het maar vanoggend so 'n nuwe opgewondenheid gekry toe ek sien hier kom pastoor met die glimlag aan te weet ek het gaan 'n goeie dag wees. Nou, ek wil sommer nou afsluit. Dit is vir almal baie dankie sê dat julle vanoggend hier was. Ek wil pastoor Derek vra, sal pastoor vir ons kom afsluit met gebed. Nou wil ek net almal herinner, julle moet asseblief saam met ons 'n koffietjie kom drink na die diens. Dat ons bietjie lekker weer saam kuier en net buite die bietjie net mekaar weer bemoedig en stig en net lekker, ek wil amper sê, weer 'n familie raak, lekker saam kuier. Baie dankie julle. Halleluja, halleluja. Opgestaane Here Jesus, onze Heer en Meester, ons loof en ons prys U en ons aanbid U, omdat ons weet in wie ons glo, ons weet in wie ons vertroue is. Ons dank U, Hemelvader, dat U sit aan die regterhand van God die Vader en U tree vir ons in. Ons loof U en ons prys U en ons aanbid U vir U woord. Here, U het ons nie nagelaat as wesens nie, maar U het U Heilige Gees, die trooster, U woord vir ons gegee. En U het U woord gestuur om ons uit ons skuile te red. Ons loof U vanmôre vir U onuitspreeklike woord. Here, U woord wat lewe gee, wat krag gee, wat moed gee, dat ons die dag van môre kan volhou. Vol in die oë kyk, want ons aanbid U en ons staan op oorwinningsgrond. Ons het geen twyfel in ons vir die dag van môre nie, want U is alreeds daar en die dag daarna en so die hele week, die hele maand, selfs die hele jaar. Word verder verheerlik is ons gebed terwyl ons nou verlaat.
seën ons vir die week wat voorlê, in die magtige naam van die Here. En die Here seën u, en die Here behoed u, en die Here laat sy aangesig oor u skyn, van nou af tot in ewigheid. Amen.